om die hande te kan opstuur, Here, om die naam van God te kan doen groot maak, Here. Want dit is 'n voorreg, Here, en daarom wil ek vanmôre bid en vra, Here, dat die Gees van God vanmôre sal beweeg kragtig van sy plek tot sy plek. Sal herstel en sal nuut maak, Here. En terwyl ons sal uitstap vanmôre, ons kan sê waardig, dit was goed om in die huis van die Here te gewees het, Here. Kom bereik die doel vanmôre is my gebed in Jesus naam. En ek sê vir baie dankie daarvoor. Amen en amen. My broers en susters, namens die gemeenteraad, namens die pastore, wil ek graag net aan elke vader vanmôre sê, 'n baie geseënde Vadersdag. Soos wat God die hoof van die huis is, die man is soos Christus ook die hoof van die kerk. En kom dat ons wees, Here, soos wat Efesiërs en Korintiërs vir ons leer, Here, dat ons waardig is in die roeping wat ons gekies is in. En Here, dat ons die naam sal groot maak en sal uitleef in alle tye. Aan elke vader, baie geseënde Vadersdag. Mag God jou bless en mag jy geseën wees en mag dit met jou gaan van krag tot krag deur die genade van Christus Jesus. Amen. Amen. As 'n man met my gewerk het, sy naam was Petrus. Soms voor Robbers Kobbejak. Eendag gaan ons yskaste af en die vleis word vrot en ons het dit weggooi en dan weer kry met 'n kommal. Hy sê nee, gee hy goed vir ons. Hy sê ons kan hy goed doen. En iemand vra eendag vir hom terwyl ons, ek kan nie nou wat ons gewerk nie. Iemand vra vir hom, is jy nie jaloers op al die goed wat jou baas het? Nee, sê ek is vry. Ek weet is ja, my praat is so mekaar. Nee, sê hy is vry. Hy is nie gewaai oor die goed as ander mense meer as hy het nie. En hy gaan op verlof, ek dink hy het Mosambiek gebly, en hy kom terug, toe Petrus nie meer vry nie. Toe dan kyk, toe vat hy my, wat sê die mense? Dan vat hy 6 jaar by toe. Toe is hy nie meer vry nie. Nou wonder ek of julle kinders van God vry is. Het lyk vir my as ek julle nou nog gewatch het, lyk toch of julle vry is. Maar ek wil hê ons gaan vanmôre sing om die naam van die Here groot te maak. Ons gaan net vir introduction sing, dan gaan ons weer ons saam ken. Ek wil hê dat jy deur jou houding vir die Here wys, ek is vry. As jy bang vir die coronavirus, nee, ek is vry. Is jy bang omdat daar nie geld is nie? Nee, ek is vry. Hoe weet jy is vry? Christus het my vrygemaak. Amen. Kom ons gee die Here 'n hand.
vra dat die nietigste offerandes gaan bring na die skatkis en dan gaan ons die naam van die Here grootmaak. Doet maar iemand so terloops deur die lig dat ons almal vry is en dat ons almal welkom is in die Here. Kom ons maak die naam van die Here. Halleluja. Weet julle wat, ek het 'n bad week gehad. Regtig. Ek kry niks reg nie. Ek weet ook die stres is wat op my hang, of wat is dit nie. Maar terwyl ons hierdie song sing, dan ek weet jy wat, my joy hang nie af van dit wat ek voel. Joy is die so. Kom ons hou die kerk toe. Ek mis dit so. Ek mis so nie meer. Weet julle wat, as ons môre net die koortjies sou sing en preek, ons gaan huis toe. Niks te beteken nie. As ons nie vanmôre die teenwoordigheid van die Here was, dan weet dit ons niks. Dan ons by huis. Amen. Ek wonder of ons hierdie ding op 'n halfuur kan speel. So amper uit die kerk uit. En laat jy net vir 'n oomblik kind van die Here, weet julle wat, ek weet ons stres. Ek stres ook. Ons weet nie waar die geld vandaan kom, ons weet niks van hierdie goed nie, want ons lewe in onsekerheid. En ja, dit vat ons in die weg, dit vat ons in vrede weg, geef jou bekommernis na daai goed.
Maar wie wat te help met dit? Kom ons dien die Here. Kom ons dien die Here. The joy that I have, al voel jy nie lus om dit te sit nie, al voel jy het nie joy nie, al voel jy swaar moedig vanmôre, ek wil hê met die Gees van God rus. Trust hom met alles wat jy vra. Ons gee hom kans. Sê Here, hier is my hart. Skielik in donker vanmôre, maar kom net in my lig van die Heilige Gees. Raak jou hart vir my aan. Oh, this joy.
As we
weet wat jou probleem voor is nie. Maar jy moet sê, God, have his way. Halleluja. Kom ons vertrou God vanmôre. In Jesus naam. Praise the Lord. Hy is ons middelpunt, sonder hom sal ons niks wees, en sonder Hemelse Vader ook niks nie. Weet julle, ruk terug het 'n pastoor op TV in gepreek, dat gesê, hy wil uitvind hoekom word mense ateïste. Daar moet iets wees hoekom dit doen. Hy wil gaan kyk, is daar 'n lyn, hoekom doen sekere dinge verkeerd, doen sekere goed reg, hoekom word mense ateïste. En weet jy wat was die een ding wat almal in die gemeenskap het? Dat was 'n afwesigheid van 'n pa. So 'n pa is baie belangrik in 'n kind se lewe, en 'n vrou se lewe, so net hulle sê baie op 'n Vadersdag. Ons het 'n liedjie wat ons speel, ek wil jy almal moet sit en hierdie paas ontspan, ons moet 'n geskenkie gee, Megan kom aan van bid, en dan moet ons vir 'n liedjie speel vir die paas. Alle paas moet staan, paas altyd staan. Ek wonder, kom ons sit almal. Ons as mens wil nie altyd iemand anders se wy hê nie, jy wil jou wy hê. En anders is dit persoonlik. Maar ek wil jou challenge vanmôre. Ek wil jou regtig challenge met alles wat ek het om hierdie song weer te sing. Om vir die Here te sê,
Have your way in my life. Jy sien, dit is nie so maklik nie. Want jy weet nie wat van God by jou doen nie. En as wanneer ons by hierdie dinge kom in ons lewe waar ek terugstaan of waar ek wegskuif of wegkans, whatever jy wil doen. Want somehow, dis het sê, dis ook my bang is om te vlieg, want ek is nie in kontrol nie, miskien. Maar weet jy wat? God wil in kontrol van jou lewe wees. Hy wil. Dis hoekom hy jou gered het. Dis hoekom hy jou in die liggaam van Christus gedoop het deur sy Gees, sodat jy deel is van die liggaam, sodat hy wat die hoof is, jou kan beheer. Maar weet jy wat, ons sien nie kans vir dit nie, want ek wil dan so 'n bietjie my eie way hê. Ek wil so once in a while doen wat ek wil doen. Asof ons dit God verstaan nie. Ek wil hê met 'n belydenis sit. Sit vir sy woordjie op. En wie wat baie keer sit ons net soms iemand ons dit sing, omdat die band het gekies het, en dan moet ons dit sing, en dan sing jy het of jy vind het nou of nie, dan sing jy dit nou maar, en as dit klaar is, dan sit ons nou maar na die preek geluister. Maar weet jy wat? Dit is God se plek, dit is God se tyd, dit is God se mense. En vanmôre, kind van die Here, vra ek vir jou, have your way, wil hy hê wat jy sing, Here, have your way. Holy Spirit, fill our hearts and have your way. Wie vanmôre het die guts om dit te sing? Want jy sien, as jy het opreg vanmôre bedoel, gaan hy sy way in jou hê en you might not like it. Dit gaan maak dat jy sekere dinge in jou lewe moet los. Dit gaan maak dat jy sekere dinge meer moet doen. As jy nie gebedslewe het nie, dan gaan dit kos dat jy meer sal moet bid, meer jou Bybel sal lees, sodat die Gees van God meer in jou lewe kan werk. Have your way in my heart. Jy sien, dank ek vra jou om te staan, die ouens wat het regtig wil hê nie, want die wat dan voel, dat nou gaan dink, ek is 'n sondaar, gaan jy nou maar saam opstaan, dis nie wat ek wil hê nie. Maar weet jy wat, God se Gees is in hierdie plek, dis sy plek. Hy beweeg tussen ons, hy's tussen jou, hy's in jou hart, hy's besig om met jou te werk. En hy sê vir my, hy sê vir jou, gee vir my meer kans in jou lewe, sodat ek jou lewe volmaak kan maak. Maar jy sê, Here, ek kan nie, want ek trust jou nie. Ek wil dat die Gees vanmôre, Here, help ons om vanmôre te vertrou, help ons om U te vertrou, sodat U weg in my lewe kan kry. Hierdie ding dat ons so in charge wil wees van ons lewe, 'n beheer wees wat ons dink ons kan beter as U doen. Vergewe ons vanmôre en help ons, Here, om U te vertrou, sodat U weg in ons lewe volbring kan word.
Ek sal nooit vergeet nie, baie jare gelede hier in die Volle Evangelie Kerk staan ek in hand in 'n bidduur. Ek sal nooit vergeet nie, ek het so laslappie deur baie keer aangehad. Ons het 'n bietjie laat gekom vir die bidduur en die Gees van die Here het gewerk. Ek onthou ek het met my hande so in die lug gestaan en gesê, Here, breek my en louter my en bring my op die plek waar ek moet wees. En toe doen die Here dit. Toe breek hy my en hy louter my en hy bring my op die plek waar hy wil gehad dat ek moet wees. En is vir song soos hierdie en vir woord soos hierdie waar ons baie versigtig is. Tot vandag toe sing ons sê nie, breek my en louter my nie, breek my mal nie. Wat ons sing of ons sê goed maklik. Nou sing ons vanmôre have your way. Wil jy regtig kind van die Here God se wy in jou lewe hê? Jy weet wanneer jy hierdie goed vra, dan gee hy dit vir jou. Maar albei dan word die pad nie so maklik nie. Dan kom jy agter, hy sit jou op deviations, hy trek jou een kant toe wat hy wil hê, en hy gaan jou toets om te kyk of jy hom gaan toelaat en hom gaan vertrou vir dit wat hy gaan doen. Al vat hy jou deur die hel, moet jy weet, it's his way. Want weet jy wat? Sy way is om jou hemel te bring. Dis God se way. Dis hoekom hy gesterf het. Dis hoekom ek glo dat hy spoedig gaan kom. En weet jy wat? En ek moet bely terwyl hierdie song in my hart werk, dan dink ek aan hierdie week, ek het so goed, ek berei elke week bereid voor, ek wag op die Here, wag, en ek laat toe dat sy Gees met my praat. Ek weet dit wat ek preek kom van God af, ek weet dit. Maar hierdie week kom dit nêrens reg nie. Ek soek en ek weet waaroor ek wil preek. Die Here het my maandag gewys en dit kom net in my hart die stoffel. En hoe hard ek ook al probeer, ek bid, Here gee my salwing, want sonder die salwing beteken ek niks, ek kan niks doen sonder die salwing nie. Laat nie. Ek kom vanmôre kerk toe en ek is so droog. Ek sê, Here, hoe gaan ek preek? Dit is 'n miserable week gewees. En toe ons hierdie song sing, ag, die Here met my praat, sê my boet, so wat jy beheer wil wees. Jy wil voel, jy is nou reg om te preek. En weet jy wat, dit is so. Ek voel nie regtig, ek wil 'n charge wees die stoffel, maar ek wil my hart voel, ek is reg om te preek. En die Here sê vir my, as jy my los, dat ek my weg in jou lewe doen, dan sal jy die verskil sien. Hoe vaar? Maar ek wil 'n charge wees. Ek wil voel ons nou al dis ek my besig is om julle twee se lewe te doen wat jy doen, want ek is sy weg. Moes nie altyd lekker in jou van. Have your way. Ek gaan vir die lees wat ek voorbereid, ek het nie skielik papiere vanmôre, ek het die vrymoedigheid gehad om te print nie. Die Here is besig om ons in 'n seisoen voor te berei vir die weggawe. Ons is in 'n seisoen waar God met sy kinders besig is, en ek verstaan dit vanmôre, to have his way, not your way. En weet jy wat? As God sy weg in my lewe wil hê, gaan dit beteken ek moet submit. Dit gaan beteken ek moet buig. Dis ook nie so moeilik.
Hoekom? Die ek. Die ek. Wie het gesê hy moet meer word? Die ek moet minder word. En weet jy wat kind van die Here, terwyl ek laas Sondag voorberei en hierdie week, wys die Here vir my gesig waar hy besig is om 'n beeldjie te maak. Of dit nou hout is of klein, maak nie saak nie. Hy's besig om die beeld, om jou en my te bekyk. Ons is nie 'n sondaars nie. Ons het so 'n paar geite. Ons het so 'n paar dingetjies. En wie wat God sien al hierdie flaws wat hy oor die jare besig gewees het om ons reg te maak en te skaaf en voor te berei vir die tyd waarin ons is en vir dit wat in 'n kort tydjie gaan gebeur. En ek sien in my gees hoe God hierdie beeld vat en dan skaaf hy hom. Dan blaas hy die stof af, dan bekyk hy hom, dan sit hy die lig op hom, dan draai hy hom, en sê jy daar's iets. Dis wat God besig is om met jou en my te doen. Hy's besig om jou skoon te maak. Hy's besig om jou vlakies wat nog daar mag wees, weg te skuur en te blaas, sodat jy 'n volkome beeld in sy oë kan wees, want weet jy wat ek kom. En jy het geweet daar's 'n skrif wat sê nouweliks word die regverdige gered. En jy het geweet daar's 'n skrif wat sê sonder heiligmaking gaan niemand God sien nie. Dan wil ek vanmôre sê, have your way in me. Wil jy weet daar waar jy sit? Weet daar waar jy sit, sê have your way in me. Hallelujah. Have your way in me. Oh, ek sê weer is nie maklik. Maar weet jy wat, ek vertrou God nog nie. Ek is so bang. Ek is so bang hy vergeet iets. Want ek het ons beter memory as God. Ek is so bang, die Here het hierdie ietsie, wat ek so verlang na. Ek is so bang hy sien dit nie. In die nacht as ek bid, kry ek so koud, dan bid ek en sê, Here, ek sê hierdie gebid elke dag op. Ek is moeg vir dit. Ek wil ervaring hê van God se gees deur my lewe, want weet jy wat, ek wil nie wanneer ek in die hemel kom, sê, is dit hoe heiligheid is nie, is dit nie hoe ek gedink het nie is nie. Ek wil dit nie weet. Ek wil die gees van God se hitte en sy warmte in my gees. Ek wil dit nou voel. Ek wil voel as wanneer ek bekommerd word en ek bid, dan wil ek voel daar lig hy, wanneer ek die dinge, die sorge van die lewe vat in hierdie hand, dit wat ons laasweek oor gepraat het, en ek vat die heerlikheid wat geopenbaar sal word, en wanneer ek die twee by mekaar sit, wil ek sien, hoe vy die sorge van die lewe weg, omdat ek sy heerlikheid gesien het. Maar ek sukkel. Weet jy wat? En hy probeer so hard deur ons lewe, probeer hy werk. En hy trek gedurig deur aan my baie, maak nie saak wat 'n moed ek is nie. Partykeer op die onverwagste tyd, dan vloed, dan trek hy, dan sê hy boet. Kom ek lees vir jou. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, Lukas 21 vers 25.
en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid. Benoudheid op die aarde in hulle radeloosheid. Ek wil nie daar tot steek nie. Hier's 'n paar mense vanmôre wat radeloos is. As a matter of fact, dink jy is verder. Benoud. Hier ons nooit sê is benoud en dan dink hy, like if jy was nou weer met die oom. Jou handel en jou wandel gee weg. Die mense se harte beswyk van vrees en verwagting. Wat se verwagting sou die mense se harte van wegsnel? Sê gou vir my. Wat gaan van my word? Ek het my job verloor, hoe gaan ek weer 'n ander werk kry? Daar is nie werk nie, daar is nie geld nie, daar is niks. Mense se harte beswyk van vrees. Weet jy wat, hierdie coronavirus het vrees in mense se harte ingebring. Ons sal nou so 'n bietjie ons as kinders van die Here wat ons van 'n goed gewoon. Ek kyk na klein kindertjies, na babietjies ook. As hulle seer kry, daar armpie kan maar gips wees, Lino Joy is op haar niks verkeerd. Ons raak goed vinnig gewoond. Ons het hierdie virus staag gewoond geraak. Want toe hy uitbreek, stof hom. Toe is almal van ons gaan dood. Mense beswyk van vrees as gevolg van hulle omstandighede, van hulle verwagting. Ek wil dit my eie vertaling maak, en dit is groot die regte ding, dis die imagination. As ek dink in imagine, dan dink ek aan hy Kaap of wakker. Imagine. Dis die sonder die gelijk. Mense imagine die spetste goed wat met jou gaan gebeur in hierdie tyd waar ons lewe. Ons imagine dit. Ek het so sleg gevoel toe ek nou die dag gepraat het oor ek ook met 'n pyp gaan slaap. Ek het so sleg gevoel. Want ek sal dit seker nie regtig doen nie, maar weet jy wat stof wil ek imagine dit? Want ek is siek en sat vir hierdie dinge van die lewe, ek is moeg vir dit. En dan begin ons baie dinge imagine. As ek sien wat in Amerika gebeur met hierdie rassistiese gemors van hulle, dan imagine ek sekere dinge. En dis wat die Bybel hier so sê. Hy sê in die laaste dae, en mense se harte beswyk van vrees en hulle imagination van die dinge wat oor die wêreld kom. Julle wil nie weet wat imagine ek nie. Behalwe dat ek 'n kerkmens is. Dit is so bad. Hy sê dan, dit lyk vir my wanneer Jesus hierso praat hy drievoudig, 3D. Hy praat oor Jerusalem wat gaan verwoes word. Hy praat van die wederkoms en hy praat van die wegraping. Ek geloof julle wys onderskei ons dit. En dan sal die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. Dit is in Openbaring 19. Wanneer gaan hy op 'n wolk gekom en die kinders van die Here saam met hom gekom. Maar dit kan ook wees met die wegraping. En as hulle hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, hou vas. Hou vas. Jou verlossing is naby. Jy sê, Boeta, jy ken nie my omstandighede nie, jy weet nie, waar is my lewe op hierdie stadium nie.
Ek sê vir jou, op grond van God se woord, hou vas, kyk of jou verlossing is naby. Toe vertel hy hulle gelykenis, let op die vrye boom en al die bome, net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer naby is. Ons ken dit van klein tyd af. Heel mense sê, kyk die bome bot, die somer is naby, ons weet dit van self. Ek wil vir jou sê, kind van die Here, in die seisoen wat verander word. Ons het geleer, die woord sê, niemand ken die dag van die Here, niemand weet wanneer gaan dit gebeur nie. Maar weet jy wat sê die woord van die Here ook vir my, wanneer die seisoen change. Wanneer die boom bot, dan weet ons dat die somer naby is. Ek wil vir jou vanmôre sê, kyk na die seisoen van hierdie wêreld wat gechange het. Ek sê vanmôre vir jou, hierdie wêreld sal nooit weer dieselfde wees nie. Never. Never ever. En as ek kyk na alles wat gebeur, ek kyk nie meer TV nie, want dit opset my. Maar as ek hoor van wat alles gebeur, die politiek, die media wat lieg soos jy niks anders kan kry nie, al hierdie dinge wat gebeur, sê vir my, die seisoen het gedraai Jesus. Ons weet nie die dag en datum nie. Ek glo my gees in my hart, September maand, met die fees van die trompette, by die laaste bassein. Miskien die September hierdie jaar, miskien voor, ek weet nie, maar die seisoen sê vir my, die bome bot, die somer is hier. Wat sê hy sin? Sommige ons is net, die somer in my hart. Dat is blydskap van my sê nie met Jesus op die troon, dis môre in my hart. Weet jy wat? Laat die Here die nag se duisternis en die koue wat daar is, laat vanmôre toe dat hy vir jou 'n seisoen change maak. Jy moet anyway regmaak, want die somer kom. Ek sê vanmôre vir jou, kyk na die bome, en ek praat nou, wat doen hulle dit? Digter. Kyk na die bome, dit bot. Kyk na die wêreld, die seisoen het gedraai, die bome bot, en as jy sien die bome bot, weet dat die somer naby is. Ek wil vir jou sê, kind van die Here, kyk vanmôre na wat in die wêreld gebeur, en weet dat die koms van die Here Jesus naby is. Amen. Daar is nie baie amen nie. Ek glo nie hulle wil gaan met die reggestel, hulle kan nie klaar maak met die dinge van die wêreld nie. Ek sê vir jou, vanmôre maak klaar met hierdie wêreld, Jesus kom. Net op die vrye boom, net soos hulle God weet julle van self, as julle dit sien dat die somer naby is, so moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is. Hier weet ek, God praat met die kerk. Die koninkryk van God praat van die kinders van die Here. Dis 'n onsienlike koninkryk. Dis eintlik 'n hemelse koninkryk. Die koninkryk wat jy lees in Matteus, die koninkryk van die hemele is 'n aardse koninkryk. Dis die koninkryk van die Jode. Dis die messiaanse koninkryk. Dis waar Jesus vir 1000 jaar op die aarde gaan regeer. Dis wat die volk Israel gedoen het. Toe Jesus gebore was, toe dink hulle hy's hier vir die aardse koninkryk, vir die koninkryk van die hemel. Hulle timing was uitgewees, want baie jare daarna gaan die koninkryk van die hemel eers op die aarde gevestig word met die millennium, waar Jesus vir 1000 jaar op die aarde gaan regeer. Hy gaan die koning op die troon wees en die Jode gaan hom dien as hulle koning. Dis die koninkryk van die hemel. Die koninkryk van God is een ek onsienlik. Hoor wat sê hy? Dan praat hy oor waaksaamheid. Have your way. Maar pas op vir jouself. Jy sien, ek moet vanmôre die woord van die Here vir jou gee. Hy sê, pas op vir jouself. As ek daarna by jou staan vir hy baie skop en nie. Pas op vir jouself. Boet Snyman, pas op vir jouself. Stoffel Brummer, pas op vir jouself. Stefans,
Hy sê, pas op vir jouself, hoekom? Dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap. Kom ons hou net eens by daai 2. Terwyl ek dit lees, sê ek, Here, ons drink nie meer nie. Swelgery beteken om parties te hou tot laatnag, borrel gedreig met 'n babbelas en jy siek. Dis wat swelgery beteken. Dan sit hy dronkenskap by. Sê, Here, ons doen dit nie meer nie. En dan wanneer ons dit lees, dan kom ons bietjie dieper in die moeilikheid, want as jy Galasiërs lees, die werke van die vlees is openbaar, want sonde is maar sonde, né? Jy weet. Sonde is sonde, of ek lieg of ek steel, maar whatever ek doen, sonde is sonde. Dan jy kyk vir ou wat dronk is, en sê, jy vuil goed nie. Maar jy skinne. Maar die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Tot hierso sê ek, dankie, Here, ek is vry. Vry, want Christus het my vrygemaak. Dan lees ons verder, afgodery, verontskuldig myself, regverdig myself, towery, vyandskap. Dis nie ons nie. Twis. Daar word ons skuldig. Daar begin hy sagter praat. Jaloersheid, toornigheid, twis, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord. Ek kyk op die wet. As ek vir jou sê, jy is 'n moordenaar, dan ruk jy jou hande op in 'n pin, né? Want ons is nie moordenaars nie. Maar 1 Johannes sê, hy wat sy broer haat. Hy wat sy broer haat. Haat in die Grieks is miseo, dit beteken unjustifiable feelings towards someone else. Dis nie wat ons wil praat nie. Twis, jaloesie, afguns, dronkenskap, brasserye en hier ander groot woord, swelgery, is omtrent dieselfde ding. Wanneer ek so laat na party hou, Lazarus en die ryk man, daai ryk man, hy was skuldig aan swelgery. Weet julle wat die Bybel sê? Hy het sy oë in die hel opgemaak. Pas op vir jouself, dat jou hart nie beswaard word. Pas op vir jouself, dat jou hart nie beswaard word deur, kom ons skiep daai 2, want ons is nou nie so baie skuldig aan dit nie. En die sorge van die lewe. Pas op vir jouself, dat jou hart nie beswaar word deur die sorge van die lewe nie. So as jy geweet, wie dink aan my die hemelike? Jy geweet dat die sorge van die lewe, ja my, jy weet, want jy gaan vir my verskil, ek weet jy gaan. Want eintlik gaan ek hemel toe, want ek my hart en lewe vir Jesus mos gegee. Maar sê nie Galasiërs dat die wat sulke dinge doen, die heerlikheid van God sal sien nie? En die dag, wat 'n dag, die wegraping, julle nie skielik sal oorval nie. Pas op vir jouself, dat jou hart nie miskien beswaard sal word deur die sorge van die lewe, dat die wegraping jou skielik gaan oorval nie. Sof, dit klink grof. Ek gaan so besig wees om depressed te wees, ek gaan so besig wees om te worry oor die sorge van die lewe, omdat my way nie God se way is nie, dat ek die wegraping gaan mis. Want soos 'n struik, soos 'n snare, sal hy kom oor almal wat op die aarde woon. Ek kry hierdie week 'n profesie van 'n ou tannie, ek het dit nie aangestuur nie, ek dink ek het het vir Fanie gestuur, wat sê dat die Here dan die nag
aand wakker gemaak, sê met 'n heupoperasie kry, sy kan nie opstaan, die Here sê van staan op en skryf, sy sê, Here, kan nie opstaan, ek het 'n seer, die Here sê, staan op en skryf, en sy skryf 5 bladsye. En in hierdie 5 bladsye, sê dit op een plek, dat daar gaan 3 dae duisternis kom, as gevolg van 'n planeet, van iets wat gaan gebeur. 3 dae duisternis. En die Here sê van jy moet die gordyne toemaak, sê vir die mense hulle moet die gordyne toemaak, hulle mag nie uitkyk nie. Hulle mag net wit kersse brand sonder sente. Mag nie uitkyk buite toe nie, want die demone gaan ge-unleash word. En weet jy toe sy dit sê, want nou kyk ek krities teen hierdie goed. Want sy gee nie skrif nie, sy het eventually skrif in die seerveel gegee, dink ek. Maar weet jy toe Jesus op Golgotha sterf, vir 3 ure was daar duisternis, en in daai 3 ure duisternis, het die helse magte, die demone, Christus op die kruis getuister. Want soos 'n struik sal het oor die hele aarde, en oor al die mense kom. En nou maak ek klaar, waak dan, en bid altyd weer. Dis die resept. Have your way. Have your way. Hoe gaan ek dit reg kry? Waak dan en bid altyd weer sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug. Waak dan en bid altyd weer sodat die sorge van die lewe weggaan en jy waardig geag mag word wanneer Jesus kom. Dis al wat ek vir julle te sê. Pas op vir jouself, dat die sorge van die lewe jou nie weghou van die Here. Jy sê, hoe dis maklik om te praat. Ek verstaan waaroor dit gaan. Glo my, ek verstaan mooi waaroor dit gaan. As ek jou voel. Miskien moet ons weer 'n scenario hê. Miskien sal jy vir 'n oomblik verstaan hoe belangrik dit is dat ek God se weg in my lewe het. Dat ek God se way en nie my way in my lewe het nie. Hoekom nie? Al gaan ek ook in 'n dal van doodskare weer, ek sal geen onheil vrees nie. Ons het ons verskriklik gepreek toe die kiem net uitgekom het. Dus ons baie bang om dat ek keer ons al hierdie mooi goed, dat ons alright af. Maar weet jy wat? Want in my way God se way is. Hy sê ons by die dien eintlik sê in Jesaja, my wees nie julle weet nie, en my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Want so hoog is die hemel oor die aarde, is my gedagtes hoe kan julle sin. Jy mag vanmôre dink dat God se way nie veel goed genoeg is. Jy mag vanmôre dink dat God sekere dinge nie in jou lewe verstaan nie. Maar weet jy wat gaan vanmôre oor trust soos Abraham? Gaan lees Romeine 4 in die Amplified Bible, kyk jy, en getrust and rely on God. Net op my sit, sê Here, pas op vir jouself. Pas op vir jouself. Gaan nie vanmôre oor iemand anders nie, het gaan oor jou en jou verhouding met God, to have His way in my life. Have His way. Have your way. Laat U ons, Here, laat U ways my ways.
maklik op ons as mens, Here. Soos die woord gesê het, en ons eekrag maak. Daar's vanmôre 'n gedagte in my hart wat sê, U sê vanmôre vir Bethesda, change of plan. Want ons van ons het werke verloor, van ons het families verloor, van ons het omstandighede wat ons nie kan hanteer nie. En ons het ons self opgestelde idees oor ons plan wat vir ons kan werk. En altyd vra ons die Here, maar ons vanmôre vra ons dat hy ons vergewe, want ons wil altyd ons eie plan in werking stel as U volgens ons te laat is. Want U sê vanmôre vir ons, it's a change of plan. Ons moet by die voete van die Here bly, sodat U voor ons kan uittrek, sodat ons agterna kan kom, as alles vir ons reg is. Bethesda kom vanmôre, Here, en ons sê, Joy, al maak het baie keer seer, want U skaap ons reg, sodat ons gereed kan wees vir wat U vir ons gestoor het. Kom vanmôre, en wees God in ons lewe. Kom vanmôre, Here, en gee vir ons 'n mantel om te kan verstaan in die geesdimensie waarmee U vir ons besig. Want daar's 'n belofte vir hierdie huis wat sê dat die heerlikheid wat in die verlede was, is maar 'n sampel van wat U vir ons vorentoe instoor het. Salwing vorentoe is meer as agter. Maak ons gereed, bring ons op 'n plek waar U wil hê ons moet wees in ons gees, dat ons kan hoor en kan sien waar ons is jou pad. In die naam van Jesus. Amen. En voordat ons uit mekaar uitgaan, volgende Sondag, asseblief die sitplek boek by die dak. Of by Suster Lizette. En die dames, ons sal maar net, of my kant nog baie dank gesê vir ons pastore, en Suster Nita, die wyse wat ook vir ons hoofdhou, en daarop van die media, telefone, die wat is al die leer. Paulus sê dit ook vir die wat die Heer om in hulle plek gestaan. We sien hy die toetstop, hy moet sy rigting verander, en hy moet minister van reg maak met die koning van alle ziens. Kom ons nie meer, dit is nie maak, maar kom ons wil ook uitmaak, dit is nie meer maak. Prys sy wonderlike naam. Kom ons staan, en ons gaan 'n koortjie sing, is daar iets. Bly veilig, wees veilig, bly veilig. Pastor Mike, die pastoor is genees van 4 klaarkanker. Baie ernstig gewees. Hy is gesond. Hy bly in die Kaap, hy bedien ons vir die nuusmedia, hoe dit social media bedien hy, en dit gaan goed met ons ek en omgaan. Pastor, hy is 'n groot vriend van Pastor Boet, maar kom ons luister dan, en hy die woord wat uitgaan, ek dink nie ons nog nie kry dan. Waar is die wonderlike naam? Soos ek al voorheen gesê het ook, ek lees nie baie die Bybel. My vrou lees van my. Want die wat, as ek hoor, dan konsentreer ek beter as wat ek self lees. Want dan moet ek lees en ek moet konsentreer. Twee dinge vir my is baie interessant. So my vrou lees vir my, en dan neem ek meer in. Sy moet my net vra wat sy gelees het. En hier nou, prys die wonderlike naam, dit is lekker om die Here te dien. Kom ons staan, ons gaan oor die saam sing. Is al verwillige wat ons gaan afsluit met gebed. Kom die som aan die dan jy ons bid. Kom die som.
hierdie mannetjie gaan vir ons afsluit met gebed as ons klaar gesing het. Laat net die Bybel. Dis heerlik om die Here te dien. Dis heerlik om die Here te dien. Dis heerlik, dis heerlik, dis heerlik om die Here te dien. Dis heerlik om die Here te dien. Dis heerlik om die Here te Amen. Wees veilig hierdie week, hou jou distansie, dra met jou masker terwille van die vrede, seën u, God seën u, ons sien die volgende week, prys die Here.